die geliefdes vriende, alle nasies in die magtige naam van ons Here Jesus Christus te wees. Dit bly 'n goddelike voorreg om Jesus se naam te kan verkondig. Geliefdes vriende, alle nasies. Ek wil vir u vra, ek wil vir u sê, waar vandaan is die weg? Die wegbediening in die evangelie is uit die hemel. Dit kom uit die hemel. Geliefdes vriende, nou die wegbediening is 'n Nuwe Testamentiese bediening. Dit is nie 'n Ou Testamentiese bediening. Dit is ook nie 'n tradisionele bediening nie. Dit kom uit die hemel. Dit het ontstaan uit die hemel. Nou, 'n mens kry klomp soorte evangelies en klomp soorte bedienings. Maar die enigste gemeente is wat erken word in die hemel en op aarde is die weg. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Die wegbediening en die evangelie is die eerste, die grootste, die enigste bediening en evangelie wat ooit daar was en bestaan. Geliefdes vriende, die wegbediening is nie 'n Pentekoste of 'n Pinkster of 'n assosiasie of 'n faith movement of 'n charismaties of 'n religion of 'n protestant of 'n assosiasie nie of 'n organisasie nie. Dit is die weg is 'n bediening wat ontstaan het en kom uit die hemel. Terwyl Saulus op die pad na Damaskus sy bekering, Handelinge 9, het hy 'n ligstraal uit die hemel, sterker as die glans van die son, op die middag hom neergevel op die grond. En hy hoor 'n stem uit die hemel van sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkers te skop. En hierdie Saulus sê, wie is u, Here? En die Here Jesus sê vir hom, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkers te skop. Die wegbediening en evangelie is nie apostel Paulus of die disippels se bediening in die evangelie nie. Hulle het ook aan dit behoort en dit verkondig tot die dood. Geliefdes vriende, glo in die Here Jesus Christus die weg. Dan sal jy gered word. Wat moet jy doen om die ewige lewe te beërwe? Jy moet glo in Jesus Christus die weg. Dan het jy ewige lewe. Baie dankie geliefdes, mag ons Here Jesus die weg ryklik seën. Dankie. Amen.